Welkom is op by Bakgat TV. Ons staan hier by die skougronde. Hier langs my is die president, Corneille Botha. Dit is ek weet die verkiesing lê voor en als, maar dit is nog nie ons nuwe president nie, ongelukkig nie. Corneille? Nee, dis daarom nie so 'n president nie. Dis daarom net 'n gewone mens president. Dis nou nie 'n verkiesingspresident nie. Daar's hy, president wat 'n verskil kan maak hier so by my. Nou ons is hier so voor die skougronde. Jy's die president van die skou. En wanneer is die skou? Ek dink almal raak opgewonde. Ek weet dit voel nog ver, maar ek net vlieg so vinnig verby. So wanneer is die skou hierdie jaar? Baie dankie vir die geleentheid en dankie vir Bakgat TV wat ook deel is van die skou van 2024. Is vir ons 'n groot voorreg om julle hier te hê. Ja, die skou hierdie jaar is eintlik nie so ver weg nie. Dit is die 29ste Augustus tot die 1ste September. So dis letterlik om die draai. Dis 'n paar slaapies en 'n paar keer se koud kry deur die winter en dan soos daar, dan sit die skou. So dis letterlik om die draai. Ja. Maar is 'n dag langer? Ja, so ons het hierdie jaar bietjie daaraan gedink om dit 'n dag langer te maak. Ons het ook die behoefte gesien dat gesinne soek iets op 'n Sondag om te doen. So hulle wil nie noodwendig dalk die Donderdag hier wees of die Vrydag hier wees nie. En baie mense glo dit of jy as jy wil of nie, baie mense werk nog op 'n Saterdag. So hulle soek iets wat die gesin saam op 'n Sondag kan doen en dis hoekom ons is normaalweg Donderdag, Vrydag, Saterdag oop. Maar vanjaar is ons Donderdag tot Sondag toe oop. So ons is Sondag tot so 2-3 uur toe is ons oop met gewone stalletjies en al daai lekker dinge. En dan sluit ons die dag af op 'n hoogtepunt natuurlik met 'n worship geleentheid wat mense dan kan gratis inkom. So tot 2 uur toe gaan daar kaartjies verkoop word en na 2 kan mense gratis inkom by die skou. Aangesien dit nou so lekker lank is die skou, nee, is daar seisoenkaartjies? Ja, mense kan natuurlik 'n naweekkaartjie of 'n kaartjie vir die hele termyn van die skou koop. En dit maak dit natuurlik dat dit 'n lekker afslaggie gee. So daar's naweekkaartjies wat te koop is, daar's pensionaris afslag vir mense wat al eintlik moet ek ook pensionaris afslag kry as jy so na my hare kyk. So daar's pensionaris afslag en dan's daar natuurlik kinderafslag ook, kinders wat onder 'n sekere ouderdom is. Maar mense kan gerus ons webtuiste gaan kyk vir dit. Dis natuurlik baie maklik, is www.georgelandbouskool.co.za. Die program is daarso op en mense kan sien wat kos die kaartjies en daar's ook 'n direkte link wat hulle op kan gaan, 'n skakel waarop hulle kan gaan om dan aanlyn so lank die kaartjies te koop. 'n Interessante ding, ek onthou toe ek as kind het ons ook 'n landbouskou gehad in Vryburg van alle plekke. Ja, en dit is altyd so special geweest. Wat maak 'n landbouskou anders as enige ander expo? Ek dink die kruks van 'n landbouskou is tog maar die feit dat dit landbou as 'n grondslag het. En hierso by ons is landbou vir ons belangrik. So ons het dinge soos natuurlik weer die melkbeeste wat hierso is, die vleisbeeste wat hier is, boerbokke wat hier is, skape wat hier is en saalperd kompetisies wat hierso gaan wees. En natuurlik die jeugskou waar kinders kan leer en die geleentheid kry hoe om dinge in die landbou te doen, hoe om 'n dier voor te berei om te kom skou, hoe om kulinaire kuns te doen. Met ander woorde, as jy melk het, wat maak jy met die melk? Hoe maak jy om botter te kry of om kaas te kry? So sulke goeders gaan geleer word vir kinders en demonstrasies, soos byvoorbeeld 'n skeerdemonstrasie. So baie dink ek van die stadsjappie kinders, hulle het nog nooit gesien word 'n skaap geskeer nie. So daar's skaapskeer kompetisies en demonstrasies waar mense dit kan sien. Kinders kan kom kyk letterlik hoe word 'n koei gemelk. Ons het 'n melkmasjien hierso.
die koeie moet gemelk word, die melktank is hier, so ons kan vir hulle die hele proses wys, hoe word dit gemelk, hoe lyk 'n melktank, waar word die melk in koud gehou, hoe lyk dit as die melklorry die melk kom haal by die boer, so al daai dinge is natuurlik hierso. So ek dink dit is die groot verskil, is die feit dat dit landbou georiënteerd is. Ou trekker, veterane trekkers wat hier is. So die kinders kan vat in 'n trekker, hulle kan sien trekkers en die engines word gestart, Lister engines wat gestart. Hulle kan ons kan vir hulle verduidelik, jy weet, die inverter wat jy vandag ken by load shedding. 'n Paar jaar terug was dit ook maar 'n Lister geweest wat die inverter was. So daai tipe van ding en ek dink dis belangrik dat kinders en jong mense wat nie elke dag blootgestel word en dit ook kan sien. En dan natuurlik saam met dit die gewone dinge, die vermaak wat bykom, die stalletjies wat bykom, die ander lekker dinge. Soos jy nou nie hou van die plaaslewe nie, hier's ander goed ook om te doen. Vertel vir ons gou net, jy het nou gesê die stalletjies verhoog en wat is hier alles nog te doen? Ja, hier's klomp goeders te doen natuurlik. Ons het kom ons begin al by die 16de Augustus. Dit is omtrent so 'n week voor die skou, dan het ons natuurlik die kroning van die skoukoningin en dis sommer 'n lekker makketie. Dit is die skou dans ook. En ons moedig mense aan, gaan kyk weer eens op ons webtuiste, koop vir jou 'n skoukaartjie, kom kuier saam mee aan. Dit gaan 'n Gatsby aand wees. En as ek nou my vrou reg verstaan, dan moet ek nou volstrysvere aan hê en kruisbande en sulke dinge om by die tema in te pas. So die vrouens sal nou weet wat is 'n Gatsby aand. So dit gaan 'n Gatsby aand wees. Die skoukoningin gaan gekroon word en aangekondig word. En dan beweeg ons na skoutyd. Nou by die skou is dit nou die diere wat natuurlik hier is en alles wat daarmee saamgaan. Beeste wat vertoon word, melkbeeste wat vertoon word, skeerkompetisies, al daai dinge wat ek al klaar gepraat het. En dan is daar sportfees wat by die skou is. So, ons gaan vir die eerste keer vanjaar fencing hê. Daai wat hulle so met die swaard so mekaar so fence. So daar gaan fencing wees, daar gaan kickboxing wees, daar gaan boks wees. Daar gaan toutrek wees, daar gaan skaakkompetisies wees. Daar gaan peddeltennis wees wat natuurlik ook nie op ons skouterrein is. So daar gaan 'n hele klompie verskillende sportaktiwiteite ook by die skou wees. Dan saam met die sport natuurlik vir die vrouens goeders om te doen. Jy weet, hulle soek mos stalletjies om te loop waar hulle 'n nuwe leerhandsak uit hulle man uit kan squeeze of nuwe juwele of lekkerryk goed. Daai goeders is ook hierso vir hulle. So dit is hierso en dan lekker saam kuier. Natuurlik, daar gaan vermaak wees, daar gaan kunstenaars wees, daar gaan 'n biertuin wees, daar gaan lekker steakrestaurante hierso wees waar jy steak kan koop en agteroor sit en kuier. En net lekker ontspan saam met die familie. Kindervermaak, hier gaan 'n treintjie wees vir die kinders om te ry en allerlei ander lekker dinge wat ook hier is vir hulle om te kan doen. So daar gaan letterlik vir almal iets wees van oud tot jonk om te doen. Dan op 'n meer kom ons sê formele vlak het ons die donderdagoggend het ons 'n sake ontbyt hierso. Ons het ook die saterdagoggend met Hannes van Wyk van Kwela. Hy is hierso, hy kom doen 'n kuieroggend wat vir mans en vroue bedoel is. So dit gaan lekker wees. So hier gaan regtig waar baie dinge wees om te kan doen. En natuurlik die Malamele, hulle is ook hier soos elke jaar. Natuurlik, Malamele is altyd hierso by ons. Fun for You is ons Malamele wat ons gebruik. Hulle is hierso, die kinders kan kom swaai ry en al die lekker dinge doen daarso. Hulle longe uitskreeu. Wat jy maak my nou so lus vir die storie. Seker vir my op die groot verhoog, jy het 'n groot verhoog. Daar's ons ook allerlei goedjies aan die gang vir die ouens wat hou van musiek en die klas tipe ding. Ja, so op die groot verhoog het ons Vrydag aand het ons die Prerogatives wat hier so is met Armand Hofmeyer en dan dis die Vrydag aand en dan die Saterdag aand is ons hoofkunstenaar Rian Benadi. So dit gaan 'n groote wees. Mense moet hulle sommer nou al klaar regmaak om te kom kuier. En weet jy, mense vra altyd vir ons, maar wat kos 'n kaartjie en wat kan jy nou alles doen by die skou? Weet jy vir die een keer se geld wat jy betaal wat as ek onder korreksie praat 90 of R100 vir die Saterdag is, dan kom jy vir die hele dag in die skou in. Jy kan alles sien wat hier gebeur en jy kyk 'n kunstenaar soos Rian Benadi wat jou eintlik R250 'n kaartjie mos kos en is eintlik ingesluit by jou R100 of jou R90. So ek wil die mense nou al sê, maak 'n knoop, maak 'n save the date op die yskas, doen enigiets, sit dit op jou Google kalender, maar onthou die kunstenaars is hier, kom kuier van vroeg af lekker saam, kuier lekker, eet lekker, bring die kinders en kom kyk die kunstenaars wat hier so is. Maar elke jaar is dit 'n uitdaging om nuwe goed in te bring. Wat is hierdie jaar nie wat hier nog nooit was nie? So hierdie jaar, ek dink die heel eerste ding wat nuut is hierso is dat ons die ekstra dag ingebring het, laat ons die Sondag bygebring het.
En dan ons het verlede jaar natuurlik 'n verskriklike hoë benchmark vir onsself gestel met die Wêreldbeker tenpicking kampioenskappe wat hier was en die 3 SA melkkoei kompetisies wat hier was. So ons het besluit om hierdie jaar so bietjie net 'n doodgewone skou te hou, maar die twee belangrike goed wat ons ingebring het is boerbokke wat bykom natuurlik, die jeugskou wat ons weer eens gaan uitbrei en 'n groot kulinaire kunsafdeling inbring en natuurlik ook 'n jong afslaers kompetisie waar jong afslaers geleer gaan word hoe om te kan afslaan. Okay. En dan die groot ene is natuurlik die SA Boran Genootskap is hierso. En hulle gaan vir die heel eerste keer. Hulle was nog nooit by die George Landbouskou betrokke nie. So hulle gaan vir die eerste keer hier wees en hulle diere nou 'n boran. Almal dink ek ken 'n Brahman bees met die skof op sy rug. 'n Boran lyk amper soos 'n Brahman. So dis 'n baie interessante ras, baie mooi dier en hulle gaan lekker hier wees om vir ons te kom sê wat hier aangaan. En dan natuurlik ook vir die eerste keer het ons die agility honde. Met ander woorde, dis nou daai honde wat nou toevallig hier by die ramp ook werk en die mense help uitsnyf en daai dinge doen. So dis interessant. Hulle doen allerlei goeders. Hulle doen vertonings waar hulle wys wat hulle kan doen en deur tonnels gaan en goeders uitreik en sulke dinge doen. So dit gaan baie interessant wees om dit te kom sien. 3 ure vertoning wat hulle gaan doen die Saterdag. Jessie, dit is lekker. Ja, so dit gaan baie lekker wees. Sjoe. Hoorie, so jy het net gepraat van die sport, spesifiek die toutrek en sulke goed. Kan enige iemand deelneem of moet dit klubs wees of hoe werk julle setup en hoe skryf hulle in? Enige iemand kan deelneem, maar hulle sal maar net dalk die skoukantoor moet skakel dat ons hulle net in die regte rigting kan sit. Want byvoorbeeld die persoon wat die sport doen sal nou vir jou kan sê, man, as jy wil toutrek, gaan jy met daai persoon moet praat en as jy wil fietsry gaan jy met die persoon moet praat sodat ons jou net in die regte rigting kanaliseer, maar dit is nie dat jy moet aan 'n klub behoort of enigiets so nie. Ons gaan ook by die skole omgaan. Ons gaan donderdag gaan ons 'n groot ons gaan al die skole betrek en ons wil almal hê om te kom 'n aflos hardloop hierso op die skouterrein. Ons gaan 'n baan op die skouterrein uitsit en jy gaan 'n aflos kom hardloop. Ons wil die skoolkinders betrek dat hulle kan kom om dit te kom doen. So dis ook 'n nuwe ene wat nog nooit hier was nie. Ja. Motorsport? Motorsport, ja. Petrolkoppe is mos maar deel van 'n skou. So, hulle gaan Saterdag aand gaan die stokkaars hierso wees by die skou en hulle gaan hierso dan natuurlik hulle ding doen so van 3:00 die middag af. Is hulle op Saterdagmiddag hierso, ja. Yes, nee man, dit is 'n vol program en jy kan dit nie mis hierdie jaar nie. Ek dink veral met COVID wat verby is, almal het dit gemis. Almal het verlang na skou. Ek dink verlede jaar was die eerste een weer van verlede jaar was die eerste een weer gewees, yes. Ja. Okay, sê gou vir my net vinnig laaste paar goedjies. Hoeveel stalletjies om en by? Daar's 'n taamlike klomp die diere-uitstallers wat hier so is. Binne stalletjies en algemene stalletjies praat ons seker so tussen 170 en 200 stalletjies. Tussen nywerheids, industrieel en algemene stalletjies en natuurlik kosstalletjies ingesluit. Okay. So ek sal vir jou aanbeveel kom vroeg en bring jou eie stoel ook sommer stoele saam en kom kry vir jou kossies en bring die hele familie vir ouma en oupa ook saam en kom geniet die hele dag hierso by die skou. Gee net gou weer die datums vir ons. 29 Augustus tot die 1 September en so gepraat van ouma en oupa wat moet kom. Skakel ook gerus die skoukantoor. Kry ons nommer op ons webtuiste. Ons het 'n spesiale ou mens tee wat ons die ou mense bietjie inbring. Ons gee vir hulle gratis teetjie en 'n eetdingetjie en ons het iemand wat vir hulle gaan sing, 'n bietjie optree en sommer net 'n spesiale oggend ook vir hulle maak. Ja, sy. Awesome. Baie dankie Corneille en ons sien vir jou by die skou. George Skou 2024.